Die naam van Jesus is nie net 'n frase wat ons gebruik aan die einde van ons gebed nie. Ons bid baie keer en dan sê ons in die naam van Jesus en ons praat van in Jesus se naam en al daai tipe maniere wat ons die naam van Jesus gebruik. Maar dit is soveel meer as wat ons dink. Dit is die sleutel tot ons redding, tot ons krag en ons autoriteit as kinders van God. As ons sy naam reg gebruik, beteken dit om sy karakter, sy volheid en sy heerlikheid te verstaan en om daarin te leef. In ons wêreld vandag word die naam van Jesus dikwels lig gebruik. Dit word gebruik soos ag in Jesus se naam is in elke dag is dit as ons bid, dis 'n gewoonte. Dis 'n gewoonte wat nie meer krag het nie, want ons besef nie meer wat se krag daarin dit is nie. Ons gebruik dit dikwels in woede as 'n tipe van 'n vloekwoord en ons gebruik dit as bloot net nog 'n godsdienstige ritueel. Maar in die Bybel is dit duidelik dat sy naam heilig is, dat daar 'n betekenis en 'n geestelike lading daaraan gekoppel is. Die naam van Jesus is 'n naam wat die demone laat bewe. Dit maak siekes gesond en dit bring redding vir elke sondaar. Wat beteken dit dan om die naam van Jesus te gebruik en die naam van Jesus te dra? Wat se betekenis is daar vir jou en vir my? Hoe kan dit my en jou lewe verryk? Handelinge 4 vers 12 lees ons, daar is ook deur geen ander persoon redding vir mense moontlik nie. Daar is net een naam in die hele wêreld wat God gegee het, waardeur mense gered kan word, en dit is die naam van Jesus Christus. Die naam van Jesus in die eerste plek verteenwoordig sy karakter. Filippense 2 vers 9 tot 11 maak dit duidelik. Daarom het God hom ook die hoogste posisie gegee. Hy het aan hom die naam gegee wat belangrik is as elke ander naam. Voor daardie naam van Jesus moet elkeen kniel, elkeen in die hemel, op die aarde en onder die aarde. Luister mooi na onder die aarde, dit is eintlik die geestelike riem. Elkeen moet erken dat Jesus Christus die Here is, en dit sal die Vader eer wat God is. Jesus se naam is die begin van liefde. Jesus se naam is die begin van geregtigheid, van waarheid, van genade. Wanneer ons sy naam aanroep, roep ons Jesus aan. Sy naam is 'n deel van sy persoonlikheid, kan 'n mens maar sê. Sy naam is deel van sy karakter. Dit weerspieël sy karakter. Wat is Jesus se grootste karakterpunt? Dis liefde. Dis geregtigheid. En dan Jesus het aarde toe gekom om ons met God te versoen, en Jesus se naam bring vir ons redding en versoening met God die Vader. Romeine 10 vers 13, elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. As ons Jesus se naam aanroep, dan word ons gered. As ons Jesus se naam aanroep, kan ons tot by die Vader uitkom. Daar is ongelooflik baie krag in die naam van Jesus, om mense wat in duisternis is, mense wat in sonde is, terug te bring na die lig wat Jesus Christus is. Daar is geen sonde te groot om deur die gebruik van die naam van Jesus vergewe te word nie. Hy is die redder van almal wat sy naam aanroep, wat sê, Jesus help my, Jesus vergewe my, Jesus red my. As jy sê, Jesus red my, omdat jy sy naam gebruik op die regte manier, dan word jy gered. En dit is ook ons troefkaart om by die Vader uit te kom. Johannes 14 vers 13 tot 14 sê, en wat julle ook al die in my naam vra,
sal ek doen. Dan sal die Vader deur die Seun geëer word. As julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. Hier is die wonderlike ding. Alles wat jy die Vader in Jesus se naam vra, is ja. Al ooit so daaraan gedink? Alles wat jy vra in die naam van Jesus, as jy werklik glo, is dit ja. Ons het die vrymoedigheid om God te vra, om ons te genees. Vader, genees my in die naam van Jesus. Ons het die vrymoedigheid om vir God te vra, om vir ons te voorsien, in die naam van Jesus. Ons het daai vrymoedigheid, want Jesus het gesê, dit gaan gebeur, as julle in my glo, en as julle die Vader in my naam nader. Dit gaan nie daaroor of ons dit verdien nie, of ons goed genoeg is as Christene nie, of ons genoeg pannekoeke gebak het nie. Dit gaan nie oor ons genoeg geld vir die pastoor gegee het, sodat hy blink nuwe skoene kan koop nie. Maar dit gaan oor die naam van Jesus. Die naam van Jesus maak dit vir ons moontlik om te ontvang wat God vir ons wil gee, as ons dit vra in Jesus se naam. Sy naam is ons paspoort tot genade. Dit is wat ons bring tot by God die Vader se hart. Dit is hoe ons in sy hart kan inkom. En dan seker vir my een van die belangrikste dinge is, in sy naam ontvang ons geestelike autoriteit. En nou moet jy mooi luister wat geestelike autoriteit beteken. Dit beteken die duiwels, die demone, die geeste, die spooke moet vir jou luister. Hulle moet vir jou luister as jy praat in die autoriteit van die naam van Jesus Christus. En ons sien in Lukas 10 vers 17 'n duidelike voorbeeld hiervan. Toe die 70 volgelinge terugkom, was hulle baie bly. Hulle het gesê, Here, selfs die bose geeste het geluister toe ons hulle in U naam beveel om weg te gaan. Jesus gee ons die mag en die autoriteit oor die geesteswêreld. So as Satan se boeties jou begin pla, jou begin aanval in jou finansies, jou begin aanval in jou liggaam, jou begin aanval met goed wat gebeur in jou lewe, het jy die autoriteit en die reg om vir hom te sê, voetsek, en hy moet luister as jy dit doen in die naam van Jesus. Duiwel, vat die pad, met die autoriteit wat ek het in die naam van Jesus, beveel ek jou om die pad te vat. Jy het geen houvas op my lewe nie, want ek is 'n kind van God. Maar dit moet gebeur in die naam van Jesus. Jy hoef nie bang te wees vir enige geestelike aanval nie. Jy hoef nie bang te wees vir enige gees wat ronddwaal op aarde in 'n huis of in iets nie. Jy hoef nie bang te wees vir 'n gees wat dalk deur iemand anders manifesteer nie. Jy kan hom beveel om die pad te vat en hy moet luister. Maar die geheim daarvan is, met die autoriteit wat ek het in die naam van Jesus, kry jou ry, ek het nie nou lus vir jou nonsens nie. Ons is nie hier om met geeste en met bose goed te speel en te kere te gaan nie. Ons het mag en autoriteit oor hulle. Ons moet bloot by die punt uitkom waar ons nie meer tolereer laat hulle in ons lewe ons aanval nie. Die naam van Jesus is ook waardeur ons genees word en herstel word. Handelinge 3 vers 6 het ek al so baie gebruik, maar Petrus het gesê, ek het nie geld nie, maar wat ek het, gee ek vir jou. In die autoriteit wat ek het in die naam van Jesus Christus van Nasaret, staan op en loop. Nuwe lewende vertaling. Met die autoriteit wat ek het in die naam van Jesus, staan op en loop. Want daar is genesing in daardie naam. En jy kan selfs bid, as jy nie lekker voel nie, of as iets jou pla, in die naam, Hemelse Vader, ek bid in die naam van Jesus, genees my.
Ek bid in die naam van Jesus, help my. Dis deel van jou autoriteit. Dis deel van jou herstel. Sy naam is ook ons skild teen die duiwel. Sy naam is ook ons skild teen die vyand. Filippense 2 vers 10 sê, voor hierdie naam van Jesus moet elkeen kniel, elkeen in die hemel, op die aarde en onder die aarde. Wanneer ons die naam van Jesus gebruik met geloof, tree ons op in die volmag van die koning. Sy naam is 'n geestelike wapen teen die aanvalle van die vyand. Dit bring bevryding, dit bring beskerming, dit bring victory, soos die Engelsman sê, dit bring oorwinning. As woede en vrees nader kom, vind ons beskutting in die wete dat sy naam oor ons uitgeroep is, en ons moet die naam van Jesus oor onsself ook uitroep. Dan die laaste punt, is seker die belangrikste ding, en dit is iets wat ons sal moet leer om te leef en aan te kleef. Ons moet sy naam gebruik in ons elke dag se lewe. Met eerbied en met geloof. Ons moet glo dat dit werk. Kolossense 3 vers 17 sê, en wat julle ook al doen, in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus. 1933-53 vertaling. Ek gaan dit lees in die New King James ook. And whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him. As ons alles wat ons doen in die naam van Jesus doen, dan gee ons vir die Vader dank, dan loof en prys ons hom daardeur. En wat beteken dit om alles wat ons doen in woord en in daad in die naam van Jesus te doen? Dit beteken ons staan op in die naam van Jesus. Ons borstel ons tande in die naam van Jesus. Ons ry werk toe in die naam van Jesus. Ons gaan werk in die naam van Jesus. Alles wat ons doen, doen ons in die naam van Jesus. Met ander woorde, alles wat ons doen, doen ons met die autoriteit van Jesus. Met ander woorde, Satan het nie hou vas op jou as jy werk toe ry nie. Hy kan jou nie aanval as jy werk toe ry nie. Hy kan jou aanval by die werk, maar jy doen jou werk in die naam van Jesus, so hy het geen autoriteit oor jou nie, jy het autoriteit oor hom, omdat jy dit doen in die naam van Jesus, so as jy in moeilike situasies kom, het jy klaar gewen. Hoekom het jy klaar gewen? Want jy doen dit dan in die naam van Jesus. As jy met jou kinders praat, doen dit in die naam van Jesus. Laat Jesus deel vorm van jou elke dag se bestaan. Dit gaan jou hele lewe verander. En dit is iets wat ek dink elkeen van ons moet nastreef. En terwyl ek besig was met hierdie boodskap, of terwyl hierdie boodskap besig was met my, het dit vir my so intens duidelik geword, dat dit is wat ons nodig het om te doen. Dit is iets wat ek moet begin doen in my eie lewe. Doen alles wat jy doen in die naam van Jesus. Of jy praat en of jy loop, of jy sit en of jy staan, doen dit in Jesus se naam. Want dan doen jy dit onder sy beskerming met sy autoriteit. Die naam van Jesus is heilig, dit is vol krag, dit is vol genade. Dit is die naam wat ons uit die graf van sonde lei. Dit is die naam wat vir ons die ewige lewe gee. Dit is die naam wat vir ons bemagtig, wat ons in stand hou, wat ons roep om die wêreld te verander, en dit is ook hoe ons die wêreld gaan verander, deur die naam van Jesus. Dalk het jy ook al die naam van Jesus gebruik in 'n slotgebed.
Vader, ons sê vir U dankie in die naam van Jesus, en U werklik besef wat se mag en krag daar in die naam is nie. Maar vandag kom Jesus en hy kom sê vir jou, kom leer ken die volheid van my naam. Kom gebruik my naam ten volle, sodat jou lewe voller kan wees, sodat jy meer mag en meer krag kan hê. Hebreërs 13 vers 15 sê vir ons, deur hom moet ons dan 'n offer van lofprysing aan God bring, die vrug van lippe wat sy naam bely. Ons moet lof tot God bring deur die naam van Jesus te bely, te gebruik en deel van ons lewe te maak. Hemelse Vader, ons kom vanaand na U toe en ons kom sê vir U dankie, dat U ons koning is, dat U ons God is en dat U ons redder is. Hemelse Vader, kom help ons om werklik die naam van Jesus deel van ons lewe te maak. Kom help ons, Here, om in die autoriteit wat ons het in Jesus se naam te kan leef. Kom help ons om te besef wat se krag is daar in die naam. En help ons om die naam te gebruik soos U dit vir ons bepaal het. Ons eer en verheerlik daai groot wonderlike naam. Amen. Julle kan ons gerus kontak vir gebed of bemoediging by 061 481 0425. En onthou dan sommer om te like en te subscribe by hierdie kanaal. Baie dankie.